Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur die saam sing van Psalm 103. Waarin ons kan sê, geen vader wat deur smartgevoel bewoe sy kind aanskou met teerder mededoe, as Israels Heer, die wat hom eer en vrees. Ons sing vers 3 en vers 7, en dan wil ek vra dat ons bly staan om ons geloof ook saam te kan bely vanaand. Ons bely nou saam ons geloof in die woorde van die 12 artikels en vanaand dan in besonder die woorde, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot aan die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem. Kom ons bid saam.
O Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook saam kon sing uit Psalm 103 van U vaderskap in ons lewens. Ons dankie dat ons vanaand ook deur die verkondiging van die evangelie opnuut daaraan herinner sal word. En besonder ook deur die skrifgedeelte waarna ons gaan luister, daarvan verseker sal word dat U ook ons Vader in die hemel is. Dat ons ook deur ons Here Jesus Christus aan U behoort. En dat dit ook U Heilige Gees is wat ons elke dag laat roep, Abba, Vader. Daarom vra ons vanaand, spreek Here, laat ons U kinders, U dienaars luister. Want ons weet, ons is sondaar mense wat lewe deur U genade. Ja, ons wat eers vyande van God genoem is, word nou kinders van God genoem. Alleen op grond van dit wat ons Here Jesus Christus vir ons kom doen het. Amen. Dis so ook in die volgende paar weke die Paasfeestyd wat aanbreek. Oor 2 Sondae van nou af is dit Palmsondag. Maar vanaand luister ons juis ook met die oog op ons behandeling van Sondag 9 van die Katekismes na Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes hoofstuk 17, waar daar staan, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring, wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die dag oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U en wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na U toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur.
en terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook moet by my wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand dan in besonder vers 10, almal wat aan my behoort, behoort aan U, wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Dit dan ons teksgedeelte, daardie behoort aan mekaar. En hoekom ons dit ook vanaand lees, is ons staan stil by die behandeling van Sondag 9 van die Heidelbergse Katekismes. En die vraag wat gevra word is, wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde? Wat glo ons as ons elke Sondag dit saam bely en so ook vandag somme 2 keer gedoen het? Dan is die antwoord, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy het as almagtige God kan, ook as 'n getroue Vader wil doen. Dit dan ons teksgedeelte. Nou, 'n ander gedeelte waarby die Vaderskap van God na vore kom, is wanneer ons bid. Ons gaan net na die Onse Vader gebed sing. Ons het vanaand ook gehoor, Jesus spreek God aan as Vader in ons teksgedeelte. En so is dit ook in Skrifberuiming 15, Efesiërs, se gebed van Paulus, waar hy sê, ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom deur wie gelowiges mag lewe, die reeds verhoog in hemele verhewe, en die wat nog in aardse tyd verkeer. Daardie belydenis, dat ons aan God die eer gee, dat ons deel het aan die ewige lewe. Nie net ons wat vandag hier sit nie, maar ook die gelowiges van alle tye wat reeds rondom God se troon staan. So kom ons staan en dan sing ons dit ook saam, dat ons vanaand ook voor ons hemelse Vader ons hoofde sal buig.
Dit is so, broeders en susters, dat hierdie hoofstuk is seker een van die langste gebede wat daar in die Bybel opgeteken is. Jesus se hoëpriesterlike gebed soos ons dit ken, waarin hy ook in daardie voorafgaande gedeelte en in hierdie gedeelte en in dit wat daarop volg duidelik maak dat sy tyd op aarde is min. Ja, ons weet dieselfde dag nog sou hy gearresteer word, die volgende dag sou hy gekruisig word en sterwe. Daarom is sy woorde in hierdie gebed baie duidelik, ek bly nie langer in die wêreld nie. Jesus sê dit daar, hy sê daar, hy weet sy tyd is min op die aarde. Hy weet die tyd het uitgeloop. Maar sê hy, hulle wat saam met hom daar in die bovertrek in Jerusalem was, hulle bly nog in die wêreld en almal wat na hulle in hom sou glo, sal ook in die wêreld moet bly, soos ek en jy vandag. So dis 'n belangrike gebed hierdie van ons Here Jesus Christus. En daarom as 'n mens na dit gaan kyk, dan sien jy dit uiteindelik wonderlike troos, maar dit het ook 'n mooi manier hoe dit opgebou is, hoe Jesus die gebed saamgestel het. Hy begin deur aan te toon en te sê sy werk op die aarde is gedoen. Dis afgehandel, hy's gereed om terug te keer na sy hemelse Vader toe. Hy het kom ons noem dit maar die eindpunt van sy wêreldse roeping bereik. Hy gaan gekruisig word en daar sal hy uitroep, dis volbring. Maar sê hy, daar rondom hom, almal wat in hom glo. Mense wat tot geloof gekom het. Ons weet sy disippels was almal saam met hom daar. Dan bid hy dat sy Vader ook in hulle behoeftes sal voorsien, dat sy Vader hulle ook sal bewaar. In eenvoudige Afrikaans, hy bid vir die grondleggers van die kerk, die wat as apostels na die opstanding uitgestuur gaan word. Maar hy bid nie net vir hulle nie. Hy vat dit nog 'n tree verder en hy bid vir al die mense wat deur hulle werk tot bekering sou kom en in hom sal glo. Hy bid vir die kerk van alle tye, vir die gelowiges van alle tye, hy bid vir jou en my. En dan aan die einde kan mens amper sê die hoogtepunt van hierdie gebed is sy gebed dat almal van ons in die heerlikheid sal deel wat hy self nou op pad is om te gaan geniet. Watter heerlikheid? Hy bid dat ons die hemelse heerlikheid sal beleef, daar in die teenwoordigheid van God. Hoe kom 'n mens daaruit? Lees 'n mens die gedeelte, dan is daar een ding wat ingehamer word, wat herhaal word, wat beklemtoon word, wat mens kan ook sê, wat jou ingedrul word. Waarvan praat ek? Die verhouding tussen die Vader, die Seun en die gelowige. Die Vader, die Seun en die gelowige. In hierdie teksgedeelte, in hierdie gebed maak Jesus dit duidelik dat daar 'n onlosmaaklike band tussen God die Vader en God die Seun is. Sowel as 'n onlosmaaklike band tussen die Seun en sy kerk, hulle wat in hom glo. Trouwens, ons belydenis, Sondag 9 vat dit mooi saam en sê ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, ter wille van sy Seun Christus, ook my God en Vader is. En dis juist die troos van die teksgedeelte. Jesus Christus se Vader, ook my Vader. Jesus se Vader, ook my Vader. Maar die klem moet altyd val op, dis Jesus Christus se Vader. Ons moet nooit vergeet nie. Hy is die eersteling van die volle som. En daarom, broeders en susters,
Onthou, God is ons Vader alleen deur Jesus Christus. Hy is alleen ons Vader op grond van wat Jesus Christus gedoen het. En Jesus sê vir ons hier, hy het na die wêreld toe gekom om almal wat God aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dan sê hy vir ons in die gebed, wat is die ewige lewe? Ons hoor dit baie. Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. So Jesus is die een wat die vaderskap van God aan ons kom openbaar. En nou is ons deel van God se huisgesin en kan ons God ook ons Vader noem. Ja, voordat Jesus na die wêreld toe gekom het, sê Jesus dit ook, het niemand God ooit gesien nie, maar sê Jesus, hy ken God. Hy het God gesien, hy weet wie God is. En hy weet dat die ewige lewe is om in die teenwoordigheid van God te lewe en te bestaan. En dan gee hy vir ons die wonderlike troos in sy gebed dat ons sal deel in die seëninge van God se vaderskap. Maar ons moet tog so versigtig wees as ons sê ons mag in God se vaderskap deel, in die seëninge daarvan. Ons moet nooit die fout maak wat mense baie maklik vandag maak. Trouens, dit het mode geword om eintlik half God se vaderskap los te maak van Jesus Christus. Ons moet waak daarteen, broeders en susters, om simpel vergelykings te tref tussen God se vaderskap en aardse vaderskap. Asof mens dit vir enige oomblik kan doen. Trouens, baie mense verloor juis hulle geloof in God se vaderskap, omdat hulle dit wil gelykstel aan aardse vaderskap. Nee, sê Sondag 9 vir ons. God se vaderskap troon eintlik bo alles uit. Dis 'n vaderskap wat so heerlik is, 'n liefde wat so groot is dat die menslike verstand dit nie kan begryp nie. Onthou dit altyd, aardse mense, aardse paas is feilbare mense. Ons hemelse Vader is 'n onfeilbare Vader. En daarom kan ons dit nie aan mekaar gelykstel nie. En dis juis hier in Sondag 9, hier in Johannes 17, as dit gaan oor die vaderskap van God, dan moet ons dit nie aan mense se vaderskap gelykstel of probeer vergelyk daarmee nie. Die hoogste wat ons kan doen is ons kan onsself probeer mee daarteen. Maar God se vaderskap die volmaakte. Sy Vader wees wat die hoogste uitdrukking vind in ons Here Jesus Christus. Die enige gebore seun van God wat hy na die wêreld toe stuur om ons te kom red. Om ons mede-erfgename te maak van die koninkryk van God. Paulus som dit vir ons pragtig op in Romeine 8 as hy sê, en omdat ons kinders van God is ons ook erfgename van God. Erfgename van God, erfgename saam met Christus. En daarom weet ons, en dis weer die monde van Paulus in aansluiting by dit wat ons bely het vanaand, dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem, sê Paulus, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie Jesus die eerste is. Onthou dit, in die eerste plek, die Vader van ons Here Jesus Christus, daarna om Christus ontwil ook my Vader, en daarom weet ek sonder Christus, sonder die gawe van die Heilige Gees, kan ek ook nie God se Vaderliefde leer ken nie. Dis die belangrike wat ons moet weet
oor God se vaderskap, oor Jesus Christus as die seun van God, maar ook oor onsself as kinders van God. Die band wat ons saambind is die Gees van God, die Heilige Gees wat ons ook laat roep, Abba, Vader. Wat ons ook laat weet om Christus te ken, is om ook sy Vader te ken. En dis die troos dan, om God as ons Vader te hê, die wonder van God se vaderliefde, wat hy aan sy geliefde seun bewys het. Daardie selfde wonder van liefde bewys hy ook aan my. Hy behandel my ook asof ek sy enigste kind is, sy geliefde kind is, sy gehoorsame kind is. Hy behandel my soos Jesus. Sy Vader is my Vader, sy hemel word my hemel, sy heerlikheid word my heerlikheid, sy beskermer is my beskermer. Slegs een ding is anders. Ek hoef nooit uit te roep, my God, waarom het U my verlaat nie? Inteendeel, ek kan altyd sê, my Vader, ons Vader. Hoekom? Want ons is as gelowiges in 'n eenheid verweef. Jesus sê dit ook in die gedeelte, ons is 'n eenheid. Ons is een met Christus en een met ons Vader. En wat beteken daai een wees? Hier in vers 17 van Johannes 17 word daar nog 'n mooi woord gebruik, die woord toegewy. Mens kan dit ook vertaal afgesonder. Net soos die priesters destyds toegewy aan God moes lewe het. Hulle kon nie in die beloofde land hulle eie grondgebied hê nie. Hulle kon nie hulle eie streek hê wat aan hulle behoort nie. Hulle was toegewy aan die diens van die Here. So sê Jesus, is dit ook vir ons. As gelowiges, as kinders van God, is ons in dieselfde posisie as daardie priesters van oud. Ons is in die wêreld, maar ons behoort tot die hemelse Vaderhuis. Ons is toegewy aan ons hemelse Vader. Ons almal ken die mooi woorde van Tosius, die wêreld is ons woning nie. En daarom lê ons lojaliteite nie in die wêreld nie, maar by God. Maar ons weet, soos Jesus Christus na die wêreld toe gestuur is, het God my en jou ook na die wêreld toe gestuur. Gestuur om God se vaderliefde met die wêreld om ons te deel. En die wêreld, so weet ons egter, is 'n gevaarlike plek. Vir die kinders van God is dit 'n baie gevaarlike plek. Daarom die gebed van Jesus dat hy ons sal bewaar van die bose, dat niemand ons uit die hand van die Vader sal ruk nie. En hierdie is seker een van die mooiste goed wat 'n mens moet weet. Ons as gelowiges lewe elke dag onder die beskermende hand van God. Mense dink nie altyd so daaraan nie, maar hoor hoe bely ons dit? Ons bely in Sondag 9, op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan hoef te twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan en as 'n getroue Vader wil doen. En vir ons as gelowiges is daar nie 'n groter troos as hierdie nie. Daardie wete wat ons in Sondag 1 ook gehoor het. Ons word op so 'n wyse bewaar dat daar sonder die wil van ons hemelse Vader nie 'n haar van my hoof kan val nie. Daarom die belangrike as ons kan afsluit vanaand, is om duidelikheid te hê oor Jesus Christus se Vader, so hoor ons dit vanaand, my Vader. Want om Christus te ken as jou Here,
is ook om sy Vader te ken as jou Vader. En dis die troos van die Vaderliefde. Daardie wonder van God se Vaderliefde, dat God sy geliefde seun aan ons gegee het, om ons sy kinders te maak. Ons kan hom ons Vader noem, ter wille van Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader. So het ons Here Jesus Christus ons geleer om U te noem. Ons Vader. Ons dankie dat ons dit vanaand ook weer sal kan doen in die gebed wat Jesus ons geleer het om te bid. Maar ons dankie bo alles dat ons dit mag doen op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus, op grond van wat ons Here Jesus Christus vir ons kom doen het en vir ons kom leer het oor U Vaderliefde. Daarom laat ons elke dag lewe met die troos dat daar nie 'n haar van ons hoof kan val sonder dat U daarvan weet nie. Sonder dat U dit ook tot ons beswil sal beskik. Amen. Kom ons sing nou saam, broeders en susters. Ons kan nie anders as vanaand om saam die Onse Vader gebed te sing nie. So kom ons staan en dan sing ons saam die Onse Vader gebed, waarna ons liefdegawes kan gee.
Kom ons sing saam, geseënd is hy bo alle dinge, die ewige God en Vader hy, het in die hemelseëninge vir ons in Christus toeberei. En dan ook vers 2, hy het deur eie wil bewoe, dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil uit mededoe ons as sy kinders aangeneem. Ons staan vir die sing daarvan, vers 1 en 2, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.